Hallo vriende en baie welkom hier by ons eerste Pinkstergeleentheid en ek wil sommer van die geleentheid gebruik maak om vir elkeen van julle uit te nooi. In hierdie week, het begin Sondagoggend met hierdie boodskap wat jy nou op die TV of op jou selfoon luister, maar daarna gaan ons van Sondag aand tot en met Donderdag aand gaan ons bietjie saam kuier 7 uur hierso by Wellington Oos gemeente en ons gaan bietjie saam reis rondom die tema wat op aarde maak ek of ons dan hier. Die boodskappe gaan ook beskikbaar wees as 'n podcast of op 'n audio weergawe. En ons sal daai skakel ook later met die deel of sommer in die beskrywing deel. As jy wonder waar om dit te kry, kan jy op sosiale media gaan kyk op Facebook. Die skakel sal ook dan daarso wees. Maar ons tema vir hierdie Pinksterreeks waarmee ons afskop is wat op aarde maak ons hierso? Wat op aarde maak ek hier? En so rukkie terug in die koerant het ons gelees van 'n vrou wat kanker gehad het. Sy is oorbestraal. En sy het gekies om haar eie lewe by 'n kliniek in Switserland te neem. Dit was baie in die nuus en volop in die koerante. En die lewe was vir hierdie vrou so swaar, dat sy nie kans gesien het om aan te gaan nie. Nou wanneer ons vandag na Jeremia 20 kyk, na die eerste teks van ons reeks, dan sien ons dat dieselfde houding amper by Jeremia gesien kan word in die manier wat hy praat en die manier wat hy skryf. Nou voordat ons daar by uitkom, gaan ons saam lees uit Jeremia 20. U het my mislei, Here, en ek het my laat mislei. U het my oorweldig, u het die oorhand gekry. Ek word uitgelag die hele dag. Almal dryf die spot met my. Want telkens wanneer ek praat, moet ek dit uitskree. Geweld en verdrukking, roep ek uit. Ja, die woord van die Here het vir my tot bespotting en hoon geword, die hele dag lank. Ek het al gesê, ek sal nie aan hom dink nie meer in sy naam iets sê nie. Maar dan word dit in my hart soos 'n vuur wat brand, vasgevang in my gebeente. Ek het my moeg gemaak om dit binne te hou, maar ek kon nie. Ja, ek het die geskimp van baie gehoor, verskrikking aan alle kante. Neem kennis, ons sal dit bekend maak. Al my sogenaamde vriende verwag my val. Miskien kan hy mislei word, sodat ons die oorhand oor hom kan kry, en ons op hom kan wreek. Maar die Here is by my, soos 'n vreesaanjaende krygsheld. Daarom sal my vervolgers tot 'n val kom. Hulle sal nie die oorhand kry nie. Hulle sal geheel en al beskaamd staan, want hulle sal nie slaag nie. 'n ewige vernedering wat nie vergeet sal word nie. Here, heerser oor alle magte, U wat regverdige stoets, wat hart en niere deurskou, laat ek U wraak op hulle sien, want aan U het ek my regsaak toe vertrou. Sing vir die Here, loof die Here, want hy het die lewe van 'n behoeftige gered uit die hand van boosdoeners. Vervloek is die dag waarop ek gebore is. Mag die dag waarop my moeder my in die wêreld gebring het, nie geseënd wees nie. Vervloek is die man wat die nuus van my vader gebring het. 'n kind is vir jou gebore, 'n seun, iets wat hom baie bly gemaak het. Mag daardie man wees soos die stiere wat die Here platgeslaan het, sonder om jammer te wees. Mag hy uitroepe om hulp hoor in die môre en oorlogskrete teen die middag, omdat hy my nie doodgemaak het in die baarmoeder, sodat my moeder my graf geword het en haar baarmoeder ewig swanger gebly het nie. Waarom het ek ooit uit die baarmoeder uitgegaan, om swaar kry en verdriet te ervaar? Moet my dae in skande eindig. Ons sien dat Jeremia glad nie op 'n goeie plek in sy lewe was nie. En wanneer ons terugkyk in Jeremia 20, die eerste paar verse, dan sien ons dat dit waarskynlik is oor hoe Pasgoer die hoofpriester daarop gereageer het, op sy profesie wat hy uitgespreek het. Ons sien dat hy hom gestraf het. En daarom aan die een kant is Jeremia kwaad en hy worstel met die lewe. Hy verstaan nie hoekom dit so sleg gaan met hom nie. Aan die ander kant hou hy vas aan die Here. En dan kom hy en hy vervloek weer sy geboortedag. Ons sien hierdie frustrasie in Jeremia. Hy sukkel om te verstaan wat God se doel is met hom. Hy sukkel om te verstaan wat sy plek
in die lewe en waar hy op daardie stadium van sy lewe is, om dit te verstaan en te bepaal. Ons sien dat hy kwaad is vir God, hy vervloek sy geboortedag, iets wat teen die wet was in Israel. Ons sien dat hy so ver gaan om byna lasterlike uitsprake te maak, deur te sê, God het my mislei en ek het my laat mislei, en ek sê al hierdie goeders wat God vir my gee, maar hy laat my nie steek. Die lewe het regtig op Jeremia gedruk. Dit het glad nie goed gegaan nie. Jeremia voel dat hy nie 'n doel het nie. Hy voel dat daar geen sin is in die woorde wat hy sê, of die rede hoekom hy hierdie dinge profeteer nie, want hy sê al hierdie goeders, en dit wat God vir hom sê, gebeur in elk geval nie. Die mense bespot hom. Hulle noem vir hom name. Hulle dink hy is 'n belediging vir Israel. Hulle dink hy mors sy tyd. Nou ek vermoed, hierdie is dalk 'n gevoel wat baie van ons al ervaar het. Baie van ons het al geworstel in die lewe en gewonder, wat is my doel? Hoekom is ek hier? Hoekom gebeur hierdie slegte dinge? Hoekom sê ons aanbid 'n God van liefde, maar daar is soveel dinge in hierdie wêreld wat verkeerd is? Hoekom hoor ons van mense wat dood is in tragedies soos oorlog en 'n gebou wat neerstort, en God help nie. Hy doen niks nie. So iets van dit wat Jeremia ervaar in sy eie lewe, nie net in die wêreld nie, maar rondom sy doel en hoekom hy is, ervaar ons eintlik ook op 'n daaglikse basis. Sommige meer as ander. En so worstel ons met ons bestaan. So worstel ons dag in en dag uit. Vir sommiges is dit beter as vir ander. Vir sommiges hou hulle vas aan God en hulle sien hulle doel en hulle weet wat hulle moet doen op aarde. Vir ander is dit sukkel en twyfel, soos het ons vir Jeremia hierso vind in Jeremia 20. En tog, te midde van Jeremia se worstelstryd, kom hy en hy sien in die middel van hierdie gedig, sien hy tog lig en sien hy tog hoop. En ek wil tog vir ons weer een versie lees uit Jeremia 20. Maar die Here is by my, soos 'n vreesaanjaende krygsheld. Jeremia sê, ek sien hoe my teenstanders teen my opstaan, ek sien hoe hulle my bespot, ek sien hoe mense teen my in opstand kom, maar ten spyte daarvan, en ten spyte dat my lewe so de mekaar is God my koning en my krygsheld, is hy vir my, en alhoewel ek op hierdie stadium twyfel, sê Jeremia, alhoewel ek voel daar is nie doel vir my lewe nie, weet ek, dat dit wat ek sê, dit wat ek doen, en dit wat ek van die Here ontvang het, dat dit waar en getrou is. Jeremia sê te midde van hierdie worstelstryd in hom, God is my krygsheld. Hy is die een waarop ek vertrou. Onthou die beelde waaroor ons gepraat het so 'n paar Sondae terug. God as koning en as krygsman. God as regter. Ons sien al hierdie dinge hierso in hierdie worstellied van Jeremia in sy klag wat hy vir ons gee. Daarom, vriende, wanneer ons na die wêreld kyk en na ons eie lewe kyk en ons voel doelloos, ons voel hopeloos, ons voel ons het nie 'n rede waarom ons hierso op die aarde is nie. Ons voel dalk soos Jeremia vandag, of ons het al so gevoel, moet ons opnuut vandag besef dat ons 'n doel het hier op aarde. Dat ons 'n doel het hier waar ons geplaas is. Soos Jeremia dit ook besef het, alhoewel hy in sak en as gesit het, en alhoewel hy baie swaar gekry het, tussen hierdie verdrukking en hierdie bespotting, hierdie voel van selfs God het my verlaat, hou hy nog steeds vas aan God. En liewe vriende, moet ek en jy vandag ook die vrymoedigheid hê, om ten spyte van die wonder en die worstel wat ons in die lewe ervaar, om vas te hou aan die Here. Jeremia is as profeet geroep vir Israel, en alhoewel dit vir hom moeilik was, en profete baie dikwels met hulle lewe moes vlug, omdat die boodskap wat hulle gedra het, nie altyd baie goed was vir die volk en die koning nie, word ons uitgenooi om te midde van die druk van die lewe en die houding van die wêreld teenoor ons as gelowiges en die geloof vir die algemeen, om vas te hou aan God. Om te besef, ons is geroep, hier in Wellington of daar waar jy jouself ook al mag bevind. Ons is hier vir God.
En daarom, wanneer ons die vraag vra, wat op aarde maak ek hier, of wat op aarde maak ek op Wellington, wat op aarde maak ek hier deel van Wellington Oos, dan is die antwoord, ons is hier vir God. Ons is hierso om God te verheerlik. En dit is wat Jesus Christus ook vir ons kom bemagtig het, toe hy vir ons aan die kruis gesterf het en die dood oorwin het. Hy het ons bemagtig om in te gaan in 'n wêreld wat hom so nodig het. Om die moeilike dinge te kom sê en verkondig, wat ander mense partykeer te bang is om te verkondig. En ja, dat ons soos Jeremia gaan voel, is dalk ook ons voorland, dat ons moeilike boodskappe en moeilike woorde in 'n gewelddadige en 'n aanvallende wêreld moet gaan sê. Maar liewe vriende, ons word geroep, dag in en dag uit, want ons behoort aan Jesus Christus. Hy het ons duur gekoop, en ons word geroep in hierdie stikkende wêreld, om hande en voete van Jesus Christus te gaan wees, om sy woorde te gaan leer en leef. En daarom, wanneer ons na die week wat voorlê kyk, dan gaan ons oor 'n klomp temas praat, en ek wil dit sommer vir u gee, jy mag dit dalk op die afkondigings of aanlyn gesien het, maar ons gaan 'n klomp goeters vir mekaar sê in hierdie week, wat hierdie vraag beantwoord, wat op aarde maak ons hier? Rondom hierdie temas vanuit Jeremia en ook ander tekste, gaan ons bietjie saamreis oor ons doel, en waarom ons hierso is. En ek wil jou regtig uitnooi om, as jy nie in die aande hier kan wees, of in die oggende hier kan wees, tydens ons oggenddiens nie, dat jy ook sal volg aanlyn, of daar waar jy ook al kan inskakel. Maar kom ons ontdek waarom ons hier is. Ja, die wêreld is moeilik en is rof. Ons voel baie keer soos Jeremia. Maar liewe vriende, vandag moet ons opnuut hoor, ons is hier vir God, en ten spyte van die lewe in die wêreld wat so genadeloos is, kan ons opkyk en ons kan ons sien, God is ons krygsheld. Hy is ons kruisman. Jesus Christus het reeds die dood oorwin, die sleutels van die doderyk afgeneem. En daarom, liewe vriende, kan ons ook opkyk en kan ons vorentoe kyk. Mag ons opnuut ontdek in hierdie week wat voorlê, dat ons is hier vir God, en dat ons hier is met 'n doel, om in sy koninkryk te leef en werk. Amen. Liewe Here, dankie vir die wonderlike voorreg wat ons het, om ook in hierdie volgende paar aande saam te kan reis, rondom hierdie tema, wat op aarde maak ons hier, en mag ons herontdek, dat U vir ons roep, dat U ons bemagtig, en dat ons nie net in 'n verhouding met U staan nie, Here, maar ook met ons medemens, met die wêreld, en dat ons hoopvol kyk na die toekoms. Daarom is ons hier, ten spyte van die uitdagings, Here, ten spyte van die sleg en die seer, die bekommernis en siek wees, wat ook al ons lewe hier op aarde swaar maak of sleg maak. En Here, ons wil regtig bid dat, ten spyte van al hierdie uitdagings wat ons as mense in die wêreld ervaar en ontvang, dat ons sal opkyk en vorentoe kyk, in die besonder in hierdie week. Dankie Here dat ons saam met Jeremia kan sê, ten spyte van die wêreld wat so genadeloos soms is, dat U is ons kruisman, en U veg ook die stryd wat ons hier op aarde het, veg U saam met ons. Soms veg U dit vir ons alleen, maar dankie dat ons kan weet U is by ons te midde van 'n genadeloose, wrede wêreld soms. En dat ons aan U kan vashou. Wees met ons in die week wat voorlê, met die boodskappe wat voorlê, en mag ons regtig verryk word deur U Gees. Amen.